Die liedjie wat hier speel is sekerlik een van die mooiste, ligste, vrolikste lofliedere wat daar bestaan. En die ironie is, dit gaan alles oor sonde. Die liedjie is al in 1977 geskryf en dit gaan oor Dawid, koning Dawid en sy sonde. Is om die waarheid te sê 'n beruiming van Psalm 103. Psalm 103, 'n psalm wat gaan oor sonde, maar dit is een groot loflied. Hoe werk dit? Ek is 'n kind van die Here, ek dink na oor my sonde en ek sing 'n loflied. Dis 'n wonderlike ontdekking wat ons gemaak om hierdie logika te verstaan. Kom ons lees Psalm 103 saam. Van Dawid: Loof die Here, o my siel, ja alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie. Hy wat jou sondeskuld vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig, soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. Die Here handhaaf geregtigheid, die reg van almal wat verdruk word. Hy het sy weë aan Moses geopenbaar, aan die Israeliete sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy beskuldig nie vir ewig nie, en bly nie vir altyd toornig nie. Hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sonde nie, en vergeld ons nie ooreenkomstig ons sonde skuld nie, want so hoog as wat die hemel bo die aarde is, so troon sy troue liefde uit, bo die wat vir hom ontzag het. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom ontzag het. Want hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons maar stof is. 'n Mens soos gras is sy lewensdae, soos 'n veldblom, so bloei hy. As die wind oor hom waai, is hy nie meer daar nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die troue liefde van die Here is van altyd af, en vir ewig oor hulle wat vir hom ontzag het, en sy geregtigheid geld vir die kinders se kinders, vir hulle wat sy verbond hou, en vir hulle wat sy opdragte in gedagte hou, om dit uit te voer. Die Here het in die hemel sy troon gevestig, en sy heerskappy strek oor alles. Prys die Here, julle wat sy boodskappers is, sterk helde wat sy woord uitvoer, deur sy bevel te gehoorsaam. Loof die Here al sy hemelse magte, sy dienaars wat sy wil volbring. Loof die Here alles wat hy gemaak het, op al die plekke waar hy heers. Loof die Here, o my siel. Ek het baie jare terug in 'n preek 2 ou mense verskriklik kwaad gemaak. Kyk, ek hou daarvan om, as ek nou moet preek of iets, en ek wil iets belangrik sê, dan hou ek daarvan om iets te sê wat mense se aandag trek, sodat hulle kan luister na die boodskap. Nou daardie dag het ek die mense se aandag getrek, maar hulle het niks geluister na wat ek sê nie. Dit het daaroor gegaan dat ek het gesê daar is 5 goed wat God nie kan doen nie. En hulle daarby vasgesteek. Nee, God kan alles doen. Ek kan nie sê daar's iets wat God nie kan doen nie. En hulle het nie gesien waaroor dit gaan nie. Hulle het by die letterlike vasgekyk, asof ek nou wil sê God is nie almagtig nie. Maar dit is interessant. Die Bybel sê definitief vir ons daar is goed wat God nie kan doen nie. God kan nie lieg nie. Dit staan so in die Bybel. God kan nie homself verloon nie. God kan nie versoek word nie. God kan nie onregverdig wees nie. En dan is daar 'n interessante iets. En dis eintlik die punt waaroor dit gaan. God kan nie sonde in die hemel toelaat nie. Dink vir 'n oomblik vir jouself. Jesus het weer gekom, ons is almal in die nuwe Jerusalem, nou is ons daar in die hemel vir ewig en vir altyd. Maar ek moet sorg dat my alarm werk, want ek wil nie inbrekers in my huis toelaat nie. Ek moet sorg dat ek 'n wapen het, sodat as iemand my kom aanval, ek myself kan verdedig. Ek moet mooi kyk dat niemand steel nie, dat niemand bedrog pleeg nie. Dis belaglik. As sonde in die hemel toegelaat word, gaan dit wees soos wat dit hier op aarde is. Ek gaan myself moet beveilig.
Sondaars, alle sondaars is welkom, maar hulle moet van hulle sonde ontslae raak. Ek kan nie met sonde en al hemel toe gaan nie, as ek dit nou in sulke woorde kan stel. Voordat ek in die hemel kan kom, moet my sonde van my af weggeneem word. Hoe vat ek my sonde weg? As nie 'n manier nie. Ek kan nie my sonde wegvat nie. Maar die goeie nuus is, God kan. God kan en God wil. Een ding wat God verseker kan doen is, hy kan my sonde wegvat. En dis waaroor hierdie Psalm gaan. Hierdie Psalm, Psalm 103, is 'n loflied oor dit wat God met my sonde doen. Lobe den Herrn meine Seele. Hierdie liedjie vertolk Psalm 103 vers 3 tot 5 so mooi. Ons lees in die Bybel, hy wat al jou sonde skuld vergewe, Dir alle deine Sünden vergibt, wat al jou siektes genees, deine Gebrechen wat jou lewe vrykoop van die graf, vom Verderben erlöst, jou kroon met troue liefde en ontferming, und Barmherzigkeit. wat jou begeerte met die goeie versadig, soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. Lobe den Herrn meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Julle sien, hierdie Psalm vertel vir ons wie God is en wat hy doen met ons sonde. Ons lees hier, barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy beskuldig nie vir ewig nie. Hy bly nie vir altyd toornig nie. Ja, die Here wys ons op ons foute. Ja, die Here is teleurgesteld en kwaad as ons sonde doen. Maar hy hou dit nie vir ewig teen ons nie. Hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sonde nie en vergeld ons nie ooreenkomstig ons sonde skuld nie. Hoekom? Want so hoog as wat die hemel bo die aarde is, so troon sy troue liefde uit bo die wat vir hom ontzag het. Die grond hiervoor is God se troue liefde. En dan lees ons hierdie verrassende woorde. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom ontzag het, want hy weet waarvan ons gemaak is. God ken ons, God weet ons is swak, nietige mense. En daarom wat doen hy? Hy verwyder ons sonde van ons, so ver soos wat die ooste van die weste af is. Nou as jy probeer wise guy wees, kyk, vandag weet ons die aarde is rond, dan kan ons sê die ooste en die weste kom by mekaar uit. Maar as jy nou net prakties dink, oos is daai kant, wes is daai kant. En dis direk teenoor mekaar. So ver soos wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder die Here ons sondes van ons af. Nou is dit interessant, ons lees hier, hy verwyder ons sondes. Ek sou dan graag wou gehad het, die Here moet ons sondes vernietig. Julle sien, as ek nou 'n program op die rekenaar het, en ek wil van hom ontslaa raak, dan wil ek heeltemal van hom ontslaa raak. Ek het een keer 'n gevaarlike program gehad, en ek vra vir my neefie, wat moet ek doen? En hy sê vir my, ek moet hom uninstall, en ek doen dit. En hy sê vir my, toe moet ek nou dieper ingaan, en setup, clean up, purge, ek kan nie eers onthou wat se woorde dit alles is nie. As ek 'n program op 'n rekenaar uninstall, dan bly daar iets agter. Maar daar's maniere wat ek kan gaan om dit heeltemal ongedaan te maak, dat daar niks van daai program oor is nie. Dis wat ek graag wil hê die Here moet doen. Daar moet niks van my sonde oor wees nie. Maar nou weet ek, as ek sonde gedoen het, kan ek dit nie wegwens nie. Ek kan nie maak asof ek dit nie gedoen het nie. As ek iemand te nagekom het, ek het dit al soveel keer beleef. Nie eers as ek het gedoen het, daar was 'n geval van iemand se kind wat goed vir haar pa gesê het wat ek gesê het, en sy het my woorde verdraai. En ons het daaroor gepraat, ek en haar pa die saak uitgepraat. En hy verstaan wat ek gedoen het, maar weet julle wat? Daar was 'n knak in ons verhouding. Sonde het gevolge.
En daarom voel dit vir my, ek wens ek kan sonde heeltemal ongedaan maak. Ek wil hê die Here moet dit nie net wegvat nie, ek wil hê die Here moet dit totaal en geheel en al vernietig. Kan hy dit doen? Hier kom ons by die ongelooflike waarheid. Ja, hy kan. Hy kan my diep skoonmaak in die sin dat hy my sonde nie net wegvat nie, maar hy vernietig dit. My vraag is, so ver soos wat die ooste van die weste is, so ver verwyder hy my sonde van my af. Waarna toe vat hy my sonde? Op watter plek gaan gooi hy my sonde weg? Op watter plek kan hy my sonde vernietig? Die vraag is eintlik nie op watter plek nie. Die vraag is op wie? Die plek is Golgotha. Die wie is God self, Jesus Christus. Ons lees iets baie besonders in Kolossense 2 vers 13 en 14. Ons lees daar, ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Twee van die treffende woorde hier is uitgewis en blywend weggeneem. Dit beteken, ek kan maar gaan soek vir my sonde, dis nie meer daar nie. Wat het God daarmee gedoen? Hy het dit aan die kruis op Golgotha vasgespijker. Hoe verstaan mens dit? Dis asof Jesus al my sonde, die sonde van almal in die wêreld, op hom geneem het. En toe hy daar aan die kruis op Golgotha sterf, het hy gesterf met my sonde by hom, al my sonde. En daarom toe hy sterf, toe vat hy my sonde saam met hom graf toe. My sonde is vernietig, want Jesus het gesterf in my sonde, vir my sonde, met my sonde. So die sonde wat God aanbetref, bestaan nie meer nie. Mense onthou ongelukkig 'n bietjie goed. Ek self sukkel met om van my skuldgevoelens ontslae te raak. Maar wat God aanbetref, het hy my sondeskuld vernietig. Destyds het dit so gewerk, mense het mos nou nie rekenaars gehad of papier of sulke dinge nie. Hulle het baie keer op papierus geskryf, maar ook op perkament. Dit is leervelle. Nou, kom ons sê ek maak 'n aantekening op hierdie leervel en nou het ek die dokument klaar gebruik. Wat nou? Moet ek die leervel weggooi? Nee, die goed was duur. Daar was 'n manier om van 'n dokument ontslae te raak sonder om die perkament te vernietig. Jy het 'n mes gehad waarmee jy dit kon afskraap of iets waarmee jy dit kon afskuur en afwas. So, die uiteinde was dat daar waar jou sonde op geskryf was, jy gaan kyk nou en dit is skoon. Dis so goed soos 'n program wat ek van 'n rekenaar af gedelete het. Diep gedelete het. Ek gaan soek hom, maar ek kry hom nie meer nie. Een van die mooiste voorbeelde is een van die finale jaars het een keer gekom toe ons hieroor praat, toe sê hy, dis soos jou ticket wat gesquash is. Dis 'n ongelooflike mooi beeld. Deesdae werk dit nie meer so nie, want die goed is op rekenaar. Maar ek onthou toe ek gestudeer het, een van die ouetjies wat vir 'n prokureur studeer het, as daar 'n meisiekind inkom. En sy kom om haar verkeersboete te betaal. Hulle het nou so as studente gewerk. Dan gesels hy met haar. En wat doen hy? Dan trek hy 2 strepe, hy skryf gekanselleer, hy vat daardie dokument en haar sonde, haar oortreding is daar. Maar as jy hom soek, kry jy hom nie meer nie. Haar ticket is gesquash, dis weg. Dis die wonder van God se genade. Dis wat God met sonde doen. God verwyder ons sonde. Waar is my sonde, Here? Ag, dit maak nou nie regtig saak nie, maar as jy nou regtig belangstel, dit is vernietig op Golgotha. Wat vir my van belang is, God het my sonde verwyder. Dawid het geleef voor Golgotha. Dawid het nie geweet van Jesus en die kruis nie. Maar een ding wat hy van seker was is, God vat my sonde weg. Kyk, Dawid het verskriklik gesondig.
Hy het die een sonde na die ander opgestapel. Dit gaan oor sy verhouding met Batsheba, die moord op haar man, al hierdie dinge. En daardie storie is vir my so hartseer, maar mooi. Dawid het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Dawid het veroorsaak dat baie mense sê, is dit hoe God se witbroodjies optree? Almal het geweet God is lief vir Dawid en nou doen Dawid hierdie verskriklike sonde. Kan God maar net sê, ag Dawid, kom ons sien dit maar net oor? Nee, God kan nie. God kan nie, maar net sy rug draai en maak asof ons nie sonde gedoen het nie. Elke sonde wat ek gedoen het, is 'n werklikheid. Dis 'n daad wat ek nie ongedaan kan maak nie. As ek haarkapper toe gegaan het en ek het my hare gesny, en ek sê, o nee, wat die lang hare was beter, kan hy my hare terugsit? Nee, ek het dit gedoen, dis klaar. As ek sonde gedoen het, het ek sonde gedoen. God kan dit nie maar net oorsien nie, hy kan nie maar net maak asof dit nie gebeur het nie. Maar God kan dit verwyder, en God doen dit. Wat het met Dawid gebeur? Die seentjie wat uit daardie verkeerde, sondige verhouding gebore is, het gesterf. Baie hartseer. Dit vat aan my om daai gedeelte te lees. Maar dan gaan Dawid terug na Batsheba toe, en hy verwek 'n ander kind by haar, wie se naam is Jedidja, in Latyn Amadeus, dit beteken God het lief. En hierdie kind was in die spreektaal bekend as Salomo, die volgende koning. Julle sien, die sonde wat Dawid gedoen het, het daadwerklike gevolge gehad en God moes optree. Maar hoe sê Dawid hier? U bly nie vir altyd kwaad nie. U toorn hou nie vir altyd aan nie. Soos 'n vader wat besef, sy kinders is stout, ek moet hulle straf, maar ek moet hulle met liefde omhels. So het hy besef, so het hy ervaar, God is die God van liefde. En God herstel. God verwyder die sonde. Die mense het Dawid se sonde onthou. Dawid self het van sy sonde onthou. As jy die hele Dawid geskiedenis lees, dit is so 'n opwindende storie. En dan kom jy by hierdie oomblik, waar hierdie sonde gebeur, waar hierdie verskriklike ding gebeur. En as jy daarna lees, is daar stryd tussen Dawid se kinders, allerhande dinge. Dis asof die storie sy momentum verloor het as gevolg van die sonde. Maar een ding het Dawid geweet. Omdat God se liefde oor ons so groot is, soos die afstand tussen die hemel en die aarde, is God bereid om ons sonde, so ver soos wat die ooste van die weste af is, van ons te verwyder. Ons weet hy het dit gedoen, deur al my sonde op Jesus te laat neerkom. Dis hoekom ek so diep dankbaar is. As ek na hierdie liedjie luister, loof die Here o my siel, dan is dit soveel vreugde, soveel opwinding, maar agter dit soveel dankbaarheid. Ek is hartseer oor dit wat ek aan Jesus gedoen het, dat hy vir my sonde moes betaal. Ek voel skuldig teenoor God, maar uiteindelik is dit hierdie totale gevoel van dankbaarheid. Wat kan ek doen om van my sonde ontslae te raak? Niks. Ek kan niks doen om van my sonde ontslae te raak. Maar God dan, God kan en God het. Hy is die een wat my sonde verwyder. Hy is die een wat my 'n nuwe lied in my hart gee. Hy is die een wat, nadat ek ontslae geraak het van die sonde en die druk wat die sonde op my geplaas het, hy is die een wat maak dat ek kan sê, ek het die jeugdige krag van 'n arend. Ek kan die lewe in die oë kyk. Ek kan selfs die mense teenoor wie ek oortree het, teenoor wie ek gesondig het, in die oë kyk en sê, God het my vrygemaak. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy is die een wat van my sonde ontslae geraak het. Amen. Dankie Here dat ek van my sonde kan praat in die verlede tyd. Dankie dat U die aanklag teen my vernietig het. Dankie dat U my sonde van my verwyder. En dankie dat U die een is wat vir my nuwe lewe gee. Here, help my dat die loflied van Psalm 103 die ritme van my lewe bepaal. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen.